Goeiemôre, baie welkom by Agape Gemeente, die klein gemeente met die groot hart, daai hart wat plek het vir jou. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die diep geheime van Psalm 23. Niks sal my ontbreek nie. Daai plek waarby ons altyd elkeen wil kom en waarna ons mik. Maar jy sien, sonder om die goddelike geheime wat in hierdie verse begrawe lê te verstaan, is 'n beker wat oorloop eenvoudig onmoontlik. Het jouself al die vraag gevra, hoekom praat die Here soms met ons in geheime? Daar's 'n paar redes. Ek dink een van hulle is om sy wil op die perfekte tyd aan ons te openbaar. 'n tweede ene is om ons nader aan hom te bring. Dis mos so as iemand vir jou geheim vertel, hou jou oor naby aan sy mond. Die derde ene is om die openbaring van die Here deur waarheid in ons harte plant. Omdat 'n dinge geheim is in die skrif, het ek en jy 'n goddelike openbaring nodig, goddelike insig om dit raak te sien. Nou vandag gaan ons kyk deur die oë van die Here, so ver soos ons kan, na hierdie amazing Psalm. Ek sê altyd vir mense, geheime in die Bybel word nie gelees nie. Hulle word ontdek. Jy kan nie net sommer die woord lees en dink jy gaan daai diep waarhede kan gryp nie. Daar's twee tipes openbaringe in die Bybel. Eerste een noem ek die algemene openbaring. Dis wat ons met ons sintuie kan raak sien. Dit wat ons met ons oë en ons ore raak hoor en raak sien. Dis die dinge wat voor die hand liggend is. En dan is daar spesiale openbaring. Die saad wat die Here in ons hart plant. Ons het in biologie op skool geleer dat saad ontkiem wanneer dit vog en hitte kry. En net so skiet die woord saad en wortel in ons lewe in 'n atmosfeer van passie en waar die water van die Heilige Gees in ons gees opkom. Ek en jy het beheer oor die passie gedeelte. Die Heilige Gees gedeelte is die Heilige Gees se verantwoordelikheid en hy sal dit nakom. Nou, hoe weet ek het een van daai geheime ontdek in die skrif? Ek leer ken dit nie net nie, ek leef dit. Ons kry so baie Christene wat die woord ken en vir jou al die verse in die Bybel kan opsê. Maar die wat dit leef, is baie min. Wanneer 'n openbaring in jou hart val en dis werklik 'n openbaring van die Here, dra dit sy eie vrug en dit kristalliseer in jou en my lewe. En kom ons begin by Psalm 23 vers 1 en ek gaan vandag net oor vers 1 praat. As dit 'n rukkie vat om by vers 1 uit te kom, moenie voel, oh my soul, hierdie gaan ure lank vat nie, dit gaan nie, is net vers 1. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Wat 'n amazing belofte, 2 in 1. Die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Ek dink die nuwe vertaling sê, en ek sal niks kort kom nie. Hier is 'n geheim wat die siele van mense oor generasies, duisende jare heen gevoed het. En om die fluistering te hoor, moet ek en jy vandag baie naby aan die stem van die Here kom. Want jy sien, hierdie vers is nie digkuns wat Dawid beoefen het nie. Dis 'n profesie van die toekoms, van die era waarin ek en jy nou woon. Hierdie vers is nie gemak nie. Dis 'n verbond. Gaan kyk na laasweek se boodskap en ek het baie gepraat oor die verbond wat geopenbaar word wanneer ons hands up. Die tema was oorgee is nie opgee nie. Gaan luister dit, gaan jou vrymaak. So hierdie vers is nie gemaak vir gemak nie. Maar dis die bevestiging van 'n verbond. En Dawid, as hy hier skryf, dan skryf hy dit nie as 'n koning nie, hy skryf dit as 'n skaap. Die Bybel sê ons mense is so skape. Nou, om hierdie geheim te ontdek, moet ek en jy by die plek kom waar ons, soos Dawid, van ons trone afklim. Wat is ons trone? Dis hierdie hoogheilige goed wat ons dink en wat ons so verhewe maak. Die Bybel sê kennis maak ons opgeblaase. Dit beteken iemand se ore wat toegeswel het, ons kan nie hoor nie. Wanneer Dawid hier sê, die Here is my herder, bedryf hy nie godsdiens nie,
Hy skets 'n verhouding. Ek wil dit weer sê. Hy bedryf nie godsdiens nie. Vir hom is dit net iets wat hy weet en glo nie. Hy skets 'n verhouding wat hom diep raak. Hy erken nie net die feit dat God en die herder bestaan nie, hy gee oor aan die leierskap van hierdie herder. Laasweek, oorgee is nie opgee nie, gaan luister dit. Asseblief, dit gaan jou vrymaak. Maar dan is daar 'n spesiale woord in hierdie versie. En met daai een woord, my, lê Dawid sy kroon neer en hy begrawe sy ego. Wat is ons ego? Ons ego is daai drang om altyd in beheer te wees en as 'n wenner aan die ander kant uit te kom en om goed te lyk. En wanneer hy sê, die Here is my herder, dan sê hy, ek het 'n herder nodig, ek het iemand nodig wat my kan lei, al is ek die koning van 'n nasie. Al voel jy soos die koning op jou eie muurshoop, kan jy vandag sê, die Here is my herder. Onthou ons net gesê, dis passie en die Heilige Gees wat ons by openbaring bring. Skakel jou passie vir oggend aan en sit daai my terug in jou sinne. En dan, wanneer Dawid dit kan sê, wanneer hy van sy troon afklim, dan neem hy sy regmatige plek in onder God se leiding. En elkeen van ons het 'n regmatige plek. Dis daai geveg in jou wat sê, ek weet daar's meer vir my, maar hoe kom ek daar? Daai plek is vir jou bestem. Die gesag waaronder ons staan bepaal die gesag waarmee ons leef. En kan jy vandag sê, die Here is my herder? Ek staan onder gesag sodat ek kan leef met gesag. Ek wil ietsie sê oor die geheim in hierdie Psalm. Dis die geheim van eienaarskap. Wie jou rigting besit, bepaal jou en my bestemming. Wie jy volg, bepaal waar jy gaan opeindig. Ek en jy ervaar angs omdat ons 'n herder het. Maar ons het nie my herder nie. En dis hierdie wet van eienaarskap. God is nie net 'n God nie. Hy's my God. Jesus is nie net 'n verlosser nie. Die Bybel sê hy's my en jou bruid. Kan jy vandag die my in jou geloof intrek? Want jy sien, daarsonder dryf die lewe vir jou en my. Omstandighede dryf ons en ons herder lei ons nie. Jesus het gesê, ek het 'n juk wat sag is en wat lig is, sit daai juk op. Moenie toelaat dat die lewe jou dryf nie, want gedrewe mense word deur druk beweeg. Maar, en dit is 'n baie groot maar, wanneer ek en jy gelei word, beweeg vrede ons. Wanneer ons kan sê, hy's my herder, hy gaan my lei, dan is dit vrede wat jou beweeg en nie omstandighede wat jou dryf nie. Want wanneer jy gedryf word, dan reageer jy die hele tyd om omstandighede. Maar wanneer jy gelei word, dan reageer jy op 'n stem. Sy stem. Jy al gedink aan 'n skaap? 'n Skaap kerf nie sy eie pad uit nie. Hy volg sy herder. En dan volg voorsiening hom. Ek wil dit weer sê. 'n Skaap volg sy herder en sy herder vat hom na die groen gras toe. En dan kom ons uit by daai tweede deel van hierdie vers wat sê, niks sal my ontbreek nie. Ek sal niks kort kom nie. En hierdie is nie 'n teologie nie, dis 'n goddelike harmonie. Wat is harmonie? Dis wanneer die golwe van musieknote ooreenstem en dit maak een noot. En net so is hierdie wanneer die Here ons herder word en ons doen dit van harte, my herder. Dan kom daar 'n goddelike harmonie in ons lewe en ons voorsiening kom nie van 'n teologie af nie, dit kom van 'n verhouding af. Baie mense sê as ek saai sal ek maai en hulle wil 'n resep daarvan maak. En dan is dit teologie. En daar's geen goddelike harmonie in hulle hart nie. Jy sien, jou en my siel is soos 'n GPS vir ons lewe. Maar
as jou siel nie die satelliet kan hoor om jou te lei nie, dan lei jou eie siel jou in 'n sirkel. George, wat sê jy? Jy sien hoe GPS-sisteme word, jy het 'n selfoon, en daai selfoon hoor 'n paar satelliete wat om die aarde wentel. En dan neem hy die tyd wat 'n sein vat van daar af tot hier by hom, en hy werk die afstand na elke satelliet uit, en baie fyn luister na dit, en dan volgens hy afstande kan hy homself pinpoint, en hy sê, hier is ek op planeet aarde. Hy moet die satelliet kan hoor, om rigting te hê. En wanneer ek en jy nie by daai plek is waar ons die stem van die herder kan hoor nie, waar ons sy teenwoordigheid kan voel nie, dan is ons so uit touch uit met die satelliet, dat ons siel ons in sirkels lei, en baie keer lei jou siel jou met die waarheid, met die woord, in sirkels. Jy het dit al gehoor. Hoeveel mense vat juist die skrif, en hulle is in sirkels. Baie mense quoteer vir my die skrif, dat ek skoon ongeestelik voel, maar as ek na hulle lewe kyk, dan beweeg hulle in sirkels. Jou herder is jou satelliet. En die tragiek kom wanneer skape die herder probeer wees. En die eerste simptoom van 'n skaap wat die herder probeer wees is angs kruip in en paniek staan in sy lewe op. En ons begin stoei met eenvoudige besluite in ons lewe. Maar die wat gelei word, raak nie paniekerig oor toedeure in die lewe nie, want hulle oë vang maklik goddelike rigting van verandering op. Wanneer daar skielik 'n toedeur is, moet ek verander. Maar wanneer ek oë het wat die hart van die Vader kan sien en kan voel, dan kan ek maklik rigting verander, en 'n toedeur in die lewe intimideer my glad nie. Wanneer hy jou herder is, hou jy oop om te veg vir oorlewing met 'n passie. En jy begin beweeg soos 'n kind wat weet dat die Vader se hand op elke detail van sy lewe is. Daarom glo ek Dawid kan met vrymoedigheid sê, niks sal my ontbreek nie, want hy voel soos 'n kind, nie soos 'n slaaf nie. Die Engelse het 'n sterk woord, 'n victim. En ek sê mense wat die heeltyd na omstandighede luister raak 'n victim of 'n slagoffer van omstandighede, en omstandighede dryf ons teen die mure uit. Dawid kon dit sê, nie omdat die pad gelyk was nie, nie omdat hy nie in 'n spilonk moes vlug vir koning Saul nie omdat verraad hom nooit besoek het nie, maar omdat die teenwoordigheid van die herder naby is. Beteken dit, voorsiening is nie opsioneel nie, dit is gewaarborg. Ek wil ietsie sê oor die teenwoordigheid van die Here. Baie mense vra vir my, geef my 'n definisie van genade. Baie mense dink genade beteken ek gaan nie meer hel toe nie. Dis baie meer as dit. Jy sien, genade beteken God daag op in my situasie. Wat was die grootste oomblik van genade in die geskiedenis? Jesus, God het opgedaag op aarde in ons situasie. So die teenwoordigheid van ons herder beteken dat voorsiening nie opsioneel was nie. Dis gewaarborg. Skielik is 'n goeie toekoms vir jou wat sin maak wanneer jy in die wil van die Here is, gewaarborg. Dis nie 'n miskien of 'n amper of ek hoop ek kom daar uit nie. Selfs wanneer Dawid tekort ervaar het, was Dawid nie te min nie. Hoe kan Dawid te min wees, George? Het hy ligter geword? Het hy op 'n diet gegaan? Nee. Dawid het nie minderwaardig en waardeloos en klein gevoel wanneer hy tekort het nie. Maar dis wat met jou en my gebeur, wanneer daar tekort in ons lewe is, dan voel ons skielik te min. Ons voel te min van 'n mens om weer te kan wen. Ons voel so skuldig en waardeloos dat ons nie kan sien ons ooit sal deurbreek nie. Wanneer hy jou herder is, sal jy nooit te min voel nie. Selfs wanneer die wyn in die kasteel opgeraak het, was Dawid nie leeg nie. Baie mense wil hulle self volmaak met wyn en drank. Maar ek moet vandag vir jou sê, selfs op daai oomblikke, was Dawid nie leeg nie. Is daar
oomblikke is daar tye wat jy leeg voel. Ook toe Saul vir Dawid soos prooi gejag het, soos 'n dier gejag het die herder se hand vir Dawid vasgehou en veilig laat voel. Kan jy sy hande, die hande van die herder, op jou voel? Ons het laasweek gepraat oor dankbaarheid, en ons sê dankbaarheid is nie 'n emosie om dankie te sê per se nie. Ons sê dankbaarheid is 'n skuif van fokus. En ek wil vandag vir jou sê, skuif jou fokus weg van jou omstandighede en skuif jou fokus na sy hande op jou lewe. Vat daai begrip vir jou vas, dat sy hand is op my skouers. Toe Dawid sê, ek kom niks kort nie. Toe beteken dit nie, ek het alles wat ek begeer nie. Dit beteken, ek het alles wat ek nodig het. Soms dink ons voorsiening beteken alles wat ons begeer. As ek bid vir 'n Ferrari, dan ry hy by my hek in. Nee, dis waar die kerk skeef geloop het, want ons het skatte begin jaag. En die Bybel sê, waar jou skatte sal jou hart wees. En nou is ons hart op 'n verkeerde plek. Dit het beteken alles wat ek nodig het. En dit beteken as God iets terughou, beteken dit ek het dit nie nou nodig nie. Anders sou ek dit gehad het. Wanneer ek onder sy sorg instap, stap ek onder die skaduwee van genoeg in. Hou julle daai vers sê, die Here is my herder en daarom kom ek niks kort nie. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil amper vir jou skree, want dit is een van die belangrikste begrippe wat jy vandag kan gryp, en dit gaan nie oornag gebeur nie, ek weet. Jy verdien dit. Jy verdien God se liefde, jy verdien sy goedheid. Jy verdien dat die herder sy hand op jou skouer het. En baie mense breek in hulle lewe nooit deur nie, want hulle voel die heeltyd hulle verdien dit nie. Baie mense kan nie dapper keuses neem nie, want hulle voel iewers, ek verdien nie geluk nie, en daarom kan ek nie daai dapper keuse neem, wat my dag gaan uitbring nie. Jy het dalk 'n besigheid, en omdat jy in jou voel, ek verdien dit nie, ek gaan 'n mislukking wees, kan jy dan daai bold keuses maak, te wen nie. Jy is dalk in 'n verhouding, wat jou van 'n kant af wurg, en mishandel, en jy dink, ek verdien dit om hier te wees, en daarom kan jy nie uitklim uit dit nie. Ek wil vandag jou in die oë kyk, en ek wil vir jou sê, stap saam met ons hierdie pad, deur hierdie amazing Psalm. Die Psalm wat ons lees, wanneer ons babetjies aan die Here toewy, die psalms wat ons lees, wanneer ons voor 'n oop graf staan. Psalm 23. Ek glo, dis daai Psalm wat so die twee kante van die Bybel bymekaar bring. En tussen hakies in vers 2 raak hierdie geheim groter en hierdie openbaring dieper. Ons gaan volgende week oor vers 2 praat. Skakel in by ons en luister dit. Maak seker jy maak dit deel van jou lewe. Maar ek wil afsluit met die woorde, jy verdien dit. Jy verdien dit dat 'n herder sy hand op jou skouer stap. Jy verdien dit dat hy jou lei na waterstrome waar daar rus is en geen spanning nie. Jy verdien dit om by daai plek te kom waar jy nie hoef te min voel as die wyn opraak en te min voel as dinge begin skeefloop nie. Jy verdien dit om nie swak te voel wanneer jy moet wegkruip vir Saul in die spilonk nie. Jy verdien dit om 'n herder te hê wat jy weet jou deur alle dinge sal vat. Ek sluit af met die man wat saam met Jesus aan die kruis gehang het. Daar het links en regs van hom 'n man gehang en beide het Jesus verloon en gevloek in die oomblik en die skuld gegee vir baie dinge. En toe die tweede een sê een sin. Hy sê dink aan my. As jy eendag in die paradys kom. En Jesus sê ek sal jou daar sien. Hy word gered. Ten spyte van die felheid waarmee Jesus aangeval het, word hy in 'n oomblik gered. Deur die woorde, dink aan my.
God het gesê genade is wanneer hy opdaag in ons lewe. Mag hy vandag opdaag in jou omstandighede. Mag jy vandag weet, hy dink aan jou. Want wanneer jy dit nie glo nie, gaan dit vir jou baie moeilik wees om bewus te raak van sy teenwoordigheid. En ek weet, jy gaan dalk vandag vir my sê, ek sukkel om bewus te raak van die teenwoordigheid van die Here. Ek weet, want is die stemme van die lewe wat so op jou skree, skuif vandag jou fokus na die goeie herder toe. En jy gaan agterkom hoe jy al hoe meer van sy teenwoordigheid en sy stem bewus gaan raak. En dis nie 'n besluit nie, is 'n proses. Ek weet dis iets wat gaan tyd vat, want dis 'n verhouding en spesiale verhoudings vat tyd. Maar gee jouself vandag. En as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, dan is vandag die tyd om te sê, Vader, ek gee op. Kom woon in my hart. Ek wil al my omstandighede en my hele konteks vir u gee. Want ek het u nodig. En dis genoeg. Jy het nie 'n fancy gebed nodig nie. As jy dit doen, gaan jy voel jou gees raak lig. En wanneer jy bewus raak van sy teenwoordigheid in jou, pas dit op. Ons het laasweek gepraat daaroor. Hoe pas ek myself op as daar 'n roeping in my lewe is? Nou maar sterkte, kom ek bid vir jou voordat ons gaan. Vader, ek bid dat U elke persoon sal seën met 'n bewustheid van die Herder. Dat ons in hierdie week elke dag U hand op ons skouers sal voel. En dat ons sal weet, ons verdien U volheid. Ons eer U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Gaan na agape.co.za. Daar's die getikte notas. Se oud nie altyd tyd om hierdie boodskap oor en oor te luister nie, maar gaan kyk na die getikte notas. Plant daai hart, daai woord in jou hart, want wanneer dit in jou hart plant, gaan dit vrug dra, dit sal opkom. Die Here is getrou. Onthou, passie en die Heilige Gees en die woord is al wat jy nodig het. As jy graag wil saai in ons gemeente, gaan ook soontoe. Jy sal daar sien wat om te doen. Help ons. Ons het jou hulp nodig om in ons nasie hierdie woord van hoop te plant, sodat daar in Suid-Afrika 'n mooi en 'n groot saad kan opkom. Mooi loop. Geniet die week. Sien jou volgende week. Selfde plek, selfde tyd.